Goeiedag, lieve luisteraars. Het is so wonderlik om weer vandag saam met u te kom praat rondom die woord van God. Die Here is goed vir ons, die Here is vir ons wonderbaar, die Here is heilig en is magtig. En ek glo dat God u deurgedra het. Dis weer 'n groot voorreg om saam met u te kan deel rondom God se woord. Ek wil net vra dat ons weer ons oë sluit en die Here inroep dat God ons sal seën deur hierdie boodskap. Vader, dis in die kragtige naam van Jesus Christus wat ons na u toe kom. Ons dank u Here vir 'n mooi werk. Ons dank u Here vir elkeen hemelse Vader, Here, wat kan luister, Here, na hierdie uitsending, my God. Ons bedank u vir u liefde, u genade en u getrouheid, Here. Trek ons toe in die kosbare bloed, my Vader, Here. Ek bid, hemelse Vader, Here, dat u ons sal optel, dat u ons sal oplig, my God, hemelse Vader, Here. Maak nie saak, Here, waar die seer is nie, my God, Here. Kom wees u die geneesheer in elke situasie, Here. Die hersteller van elke hart en siel, in Jesus naam. Amen en amen. Liewe dierbares, ons gaan net so gou in die woord van die Here in Malagi 3, vanaf versie 15, waar die woord van die Here sê, dit lyk vir ons of die wat teen hom in opstand is, die gelukkiges is, en of die wat verkeerd doen, vooruit gaan. Hulle daag God uit en kom vry. Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer en die Here het dit gehoor en daarop ag geslaan. Daar is 'n gedenksboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Die Here seën sy woord en die lesing daarvan. Liewe dierbares, ek wil saam met u vandag praat oor hoe dat ons, ek en u, in die wêreld vandag, hoe ons die wêreld kyk vandag, hoe mense liefhebbers van genot is as liefhebbers van God, hoe dat die mens almal jaag in die gedrang en die morasse van hierdie lewe, hardloop ons almal agter ons eie wil, agter ons eie begeertes, agter ons eie sinne, en ons wil baie dinge hê, ons wil baie bereik, maar die maniere waarop ons dit wil bereik, is nie hoe dat God van ons verlang om dit te doen nie. Die Bybel leer vir ons hier, die Bybel sê vir ons dat, in versie 15, hy sê, dit lyk vir ons of die wat teen hom in opstand is, die gelukkiges is, en of die wat verkeerd doen, vooruitgang, of die wat verkeerd doen, voorspoedig is. Dit lyk vir ons asof die mense wat teen God in opstand kom, en wat teen die wil van die Here is, en wat die verkeerde dinge doen, dit lyk asof hulle vooruit gaan. Dit lyk asof daar niks verkeerd is met die verkeerde dinge wat mense doen om suksesvol te wees, om ryk te word, om voorspoedig te wees. Dit lyk asof daar niks verkeerd is met die verkeerde dinge wat hulle doen nie. Die Bybel sê, en toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop ag geslaan. Die Bybel sê, God het gehoor, die wat die Here dien, die mense wat die Here dien, die mense wat God ken, die mense wat in God glo en vertrou, die mense het geredeneer onder mekaar, en hulle het gepraat oor die mense wat dinge doen wat nie reg is nie, wat in opstand teen God kom, en hulle lewens lyk asof dit voorspoedig is. Die wat aan God behoort, het geredeneer onder mekaar, en hulle het gevra, hoe kan dit dan nou so gaan met mense wat nie eens God ken nie? Hoe kan dit dan nou goed gaan met die mense wat in opstand kom teen die Here? Die mense wat nie in God se wil beweeg nie, met hulle gaan dit dan goed, en die wat in die Here glo en God vertrou, het onder mekaar geredeneer, maar God het dit gehoor. En vandag is dit vir ek en u so in die lewe, wanneer ons kyk, dan sien ons baie maal mense, ons voel asof die wat die Here dien, u wat vandag sit en u dien God, en u die Here aangeneem, en u vertrou God in alles wat u doen, maar dit lyk net asof dinge nie werk nie. Ek wil so iemand vandag bemoedig, ek wil sulke persone vandag bemoedig, broeders en susters in Christus, wat sit in omstandighede, wat sit met situasies, wat sit in probleme, wat vandag voel dit lyk beter in die wêreld,
Dit lyk beter as vir my. Dit lyk dit gaan goed met mense wat nie die Here dien nie, as wat dit gaan met die mens wat die Here aangeneem het, wat God aanvaar as hulle saligmaker. Die Bybel leer ons en die Bybel sê ons sal nie net lewe van kos alleen nie, maar ook van die lewende woord van God. Die Bybel leer ons ook dat God sorg vir ons, God maak voorsiening vir ons, maar wanneer ons kyk na hierdie skrifte en jy kyk na jou lewe en jy sien daar's geen voorsiening nie, omstandighede lyk baie moeilik en dit lyk nie asof jy daardeur sal kan kom nie en jy dien die Here en jy kyk buite na toe en jy sien hoe dat die mens wat besig is met verkeerde dinge voorspoedig is, voel dit vir jou, waar is die Here? Het ons die vraag, waar is die Here? Is hierdie God 'n lewende God? Lewe die Here nog? Is hy daar? Het hy my lief? Gaan hy guns aan my bewys? Gaan die Here vir my deurkom? Soms sit ons met hierdie vraag terwyl ons die Here dien en daarom sê die woord van die Here en die wat eerbied vir God in sy naam gehad het onder mekaar geredeneer, maar toe hulle onder mekaar praat, toe hoor die Here wat hulle praat. En die woord van die Here sê, en God het hulle name was in die boek van die lewe opgeskryf. God se hulle name is daar opgeskryf. Dit gaan nie oor wat vandag op hierdie aarde aangaan nie. Dit gaan nie vandag oor wat mense doen en hoe voorspoedig mense hier is nie, maar dit gaan oor waarna toe ek en u wat Christus dien, waartoe is ek en u op pad? Ons is op pad na 'n ewige koninkryk. Ek en u het Jesus Christus in ons. Ons het hom by ons lewe in die woord van die Here Jesus Christus. Ek en u vertrou hierdie God. Die Bybel sê salig is hulle wat my nie sien nie, maar tog in my glo. Die Bybel sê ook vir ons geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ek en u nie sien nie, maar waarop ons vertrou. Die Bybel leer vir ons al hierdie dinge en as ons al hierdie skrifte en dinge vat en ons glo in dit en ons sien maar die fisiese omstandighede maak dat ons geloof 'n bietjie sink, dat ons geloof 'n bietjie afgaan. Die Bybel sê Petrus het vir Jesus Christus gevra terwyl Jesus op die water geloop het, hy gevra, Here, laat ek na u, as dit u is, laat ek na u toe kom. Jesus het hom gesê, kom. Maar die Bybel leer ons ook, Petrus het op water geloop. Die moment toe Petrus sy aandag afhaal en sy aandag op die storm en die wind en die water fokus, toe sink Petrus. En so gaan dit met ons, wanneer ons aandag fokus op die mooi dinge wat die wêreld vir ander mense gee, dan begin ons geloof te sink, dan begin ons vertroue in die Here te sink, dan begin ons hoop weg te koin, want ons gee meer aandag aan wat in die wêreld aangaan en wat mense in die wêreld het, wat nie Christus ken nie. Jy sien, ek het nou so 'n tydjie gelede met ons dierbares gesels en ek noem vir hulle dit, ek sê, baie maal dan kyk ons na die smokkelaars, mense in ons gemeenskappe wat verkeerde dinge doen, wat dwelms verkoop en al hierdie dinge, en dit lyk vir jou, hulle is voorspoedig, dit lyk vir jou, want hulle het altyd iets om te eet, hulle kan alles doen in hulle wonings, hulle kan besigheid maak soos hulle wil, want hulle het altyd geld, maar dit gaan nie oor daai nie, en ons wonder, hoekom is hulle so voorspoedig, terwyl hulle hierdie verkeerde dinge doen, maar die Bybel sê, hulle het hulle loon alreeds weg. Ek en u, die Bybel sê dit as 'n stryd, ons moet hard stry om in te gaan. Hy sê daar's 'n nou poort en daar's 'n breë poort. Hy sê daar's baie min op die nou weg, maar baie op die breë weg. Kom, ek en u weet mos, ons weet hierdie pad is nie besaai met rose nie, maar met dussels en dorings. Daar's probleme, daar's situasies en dit is die stryd wat ons moet stry. Paulus, Petrus, Jesus se disippels moes deur stryd te gaan. Hulle moes deur pyn gaan, hulle moes deur lydinge gaan. Mense het hulle gestenig, mense het hulle weggejaag, mense wou hulle doodmaak, mense wou hulle seermaak. Daar was tye wat hulle ook nie iets kon eet nie, maar die woord van God het hulle gedra. Hierdie woord van God waarin hulle geglo het hulle gedra, hierdie woord het hulle gevoed, hierdie woord het hulle blydskap volkome gemaak. En dis waarmee ek vir u vandag wil bemoedig, as ek en u eerbied het vir God se naam, as ons waarde heg aan God se naam, God sien dit, as ons God meer eer as wat ons omstandighede lyk, as ons meer aan die Here aandag gee, as ons God se naam meer waardig ag, as wat ons omstandighede en ons probleme fisies by die huis is of in ons werk en waar ons ook al is, as ons God meer waardig ag, dan sal God voorsiening maak, dan sal God ons naam in die boek van die lewe plaas. God het vir ek en vir u alreeds voorsiening gemaak vir dit wat ons vra, dit wat ons van die Here verwag. God het die voorsiening alreeds gemaak, want hy het 'n paar duisende jaar, meer as 2000 jaar, het hy sy lewe op die kruis van Golgotha
vir ek en vir u opgegee. Die Bybel leer vir ons hierso, die Bybel sê, en die woord van die Here sê dat ek en u, en hy sê in versie 17, hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees, die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. So ek en u wat eerbied aan God se naam gee, ek en u wat die Here waaragtig ag, ek en u wat in Christus lewe, ek en u wat God prys, wat hom aanvaar het, ek en u is God se besittings. Ons is 'n kosbare besitting vir die Here. En ek wil vir u vandag vra, wat doen u as u iets nuuts gaan koop, as u 'n nuwe Citibank gaan koop, as u vir u 'n nuwe televisie koop, as u 'n nuwe meubelstuk koop, dan ag u dit waardevol. Daardie besitting, u kyk na dit, u gaan nie toelaat dat iemand met dit mors nie, u gaan nie toelaat dat die kinders op hierdie nuwe meubelstuk skrape maak of iets nie. As u 'n nuwe motor gekoop het, u gaan nie toelaat dat mense net so 'n skrappe maak op u motor nie. U gaan kyk na dit, u gaan dit oppas, en want u het duur betaal vir daardie besitting wat u nou so waardevol hanteer. U kyk mooi na daardie besitting, nuwe Citibank, 'n nuwe kombuisstel dalk ingebou in u se woning, maar wat ook al u koop wat nie is wat u wil gehad het, begeer het, en vandag het u dit in u huis, u pas dit op, u kyk na dit, en u doen alles om dit te beskerm, dat dit nie verniel of vernietig word nie. En daarom kom ek vandag na u toe, en u het daardie klompie pryse betaal, daardie klompie finansies uitgegee vir daardie meubelstuk of daardie motor, en dit is u se besitting. En op so 'n manier wil ek vir u verduidelik dat ek en u is Jesus Christus se besittings. Ons is die Vader se besitting. Hy sê hierso, julle is my eiendom, julle is my besitter, julle is 'n kosbare besitting, sê die woord van God vandag vir ek en vir u. En hy het 'n prys betaal, en hierdie prys het hy betaal op die heuwel van Golgotha vir ek en vir u se oortredinge. Hy het nie finansies uitgegee vir ons nie. Ons is kosbaarder as 'n meubelstuk. Ons is meer kosbaar vir God as 'n voertuig, as 'n motor. Ek en u is so kosbaar vir hom dat hy sy naam in die boek van die lewe, hy ons name in die boek van die lewe opgeskryf het, dat hy sy lewe vir ons opgegee het. Hy het ons nie eens, ons was nog nie eens daar nie, ons was nog nie eens gebore nie, en hy het 2000 jaar gelede sy lewe opgeoffer vir ek en vir u wat vandag hier staan, vir ek en vir u wat vandag daar sit. Jy sit moedeloos, jy sit dalk teleurgestel, maar die Here het sy lewe vir jou opgeoffer, selfs vir die persoon wat hom nie wil aanvaar nie, hulle wat hom nie wil aanneem nie. Hy het sy lewe vir hulle opgeoffer, en as hulle hom aanvaar, dan is hulle ook kosbare besittings in die oë van die Here. Dan word hulle name ook in die boek van die lewe opgeskryf. U sien, dit is die God wat ons dien, die God wat ons vertrou. Hy's 'n liefdevolle God, hy's 'n barmhartige God, hy's 'n genadige God, en hy wil nie hê dat ons moet wonder oor wat mense het en wat mense nie het nie, en wat die ander een het en wat die ander ene nie het nie, maar hy's 'n God wat wil hê ons moet liefde toon, barmhartigheid en genade teenoor almal, en dat ons hierdie liefde van Jesus Christus moet uitbeeld teenoor elke mens, elke taal en nasie, maak nie saak wie of wat jy is nie, hy gee nie om nie. Hy wil net sy liefde aan almal bewys. Hy wil net sy barmhartigheid en sy genade aan almal bewys, en homself aan die mensdom bekendstel. En vandag stel ek Jesus Christus bekend, en hy het jou lief. Ja, jy wat daar kyk, jy wat miskien nie glo in hierdie Jesus Christus nie, die Here het jou lief. Hierdie God het jou lief, ten spyte van alles wat ons in ons verlede gedoen het, ten spyte van wat ons nou ook mag doen. Amen. Het die Here ons lief. Van sy liefde het geen perke nie. Die Bybel sê daar is 3 in Korintiërs 13, geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Die Here, hy noem ons 'n kosbare besitting, sy besitting, en hy sal voorsien. Hy sê, ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Al wat ek en u moet doen, is om geloof in Jesus Christus te hê. Al wat ons moet doen, is in hom te hoop en hom te aanvaar as ons redder en ons verlosser, en te glo dat hy vir ons 'n mooi werk alreeds kom doen het. Dit is die Here Jesus Christus wat opgestaan het uit die dode en aan die regterhand van die Vader sit. Hy wat lewe vandag tot in alle ewigheid, die Seun van God, gebore uit die Maagd Maria,
Dit is die seun van God wat ons dien, die lewende seun van God, Jesus Christus van Nazareth. Dit is hom wat ons verkondig, want hy lewe binne in ons. Paulus sê, hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in hom. Die Bybel sê vir ons, in ons swakheid, u wat vandag swak voel, u wat vandag voel, u is platgeslaan. Die Bybel sê, in ons swakheid word die krag van die Here Jesus Christus volbring. Die Bybel sê ook vir ons wat vandag siek is, ons wat vandag seer is, ons wat vandag gewond is. Hy sê, hier deur sy wonde het daar vir ek en vir u genesing gekom. Jesus Christus gee genesing, want hy het op die kruis van Golgotha gesterwe vir ons oortredinge. Die Bybel sê ook vir ons wat voel, ons het niks nie. Ons is verniel, ons kan aan niks kom nie. Die Bybel sê, hy het arm kom word, sodat ek en u ryk kan word. Sodat ek en u ryk kan wees, dierbares. Dit is wat Jesus Christus alles kom opoffer het, vir ek en vir u, terwille van ons, sodat ons iets beters kan hê, sodat ons vry kan wees, om te dink, te doen, te maak soos ons wil. Maar die belangrikheid is, in alles wat ons doen, dat ons Jesus Christus moet ken, want hy sê, ken my in al jou weë, en ek sal jou paaie vir jou gelyk maak. Die Here seën sy woord, en die lesing daarvan. Ek glo dat hierdie kort bemoediging u kan optel. Ek glo dat u vandag bemoedig is en dat die Here u gehelp het deur hierdie skrifgedeeltes wat ek vandag met u gedeel het. En ek glo dat die woorde wat hier uitgekom het en uitgegaan het, dat dit iets in u lewe beteken en dat dit 'n verandering in u huishouding en in u werk en waar u mag wees, dat 'n verandering daar kan bring. Mag die Here u seën. Vader, ons dank u vir u liefde. Ons dank u vir u genade. En ons dank u, Here Jesus Christus, dat u ons 'n kosbare besitting noem. Ons dank u, Here, dat u voorsiening sal maak, Here, en dat u sal goed wees vir ons, Hemelse Vader. En elkeen wat luister vandag, Hemelse Vader, na hierdie boodskap, ek dank u, my koning, dat u wonderwerke verrig in hulle lewens. Ek dank u dat u voorsiening maak in elke situasie, my God, in Jesus Christus kragtige naam. Amen en amen.